Kom ons staan lekker op. My God, by my, ja die Here is hier langs my. My God, by my, ja die Here is hier langs my. Immanuel, God is met ons. Immanuel, Yahweh, Yahweh. My God beskerm, my God beskerm my. My God beskerm my. Hier in die skadu van die Allerhoogste. My God beskerm my. My God beskerm my. Ek vind my vrede by die Allerhoogste. Yahweh, hier by Yahweh is ek veilig. Hy is my toevlug. My God, my God, by my, ja die Here is hier langs my. My God, by my, ja die Here is hier langs my. Immanuel, God is met ons. Immanuel, Yahweh, Yahweh. My God beskerm my, my God beskerm my. Hier in die skadu van die Allerhoogste. My God beskerm my, my God beskerm my. Ek vind my vrede by die Allerhoogste. Yahweh, hier by Yahweh is ek veilig. Hy is my toevlug. Hier by Yahweh, Yahweh, hier by Yahweh is ek veilig. Hy is my toevlug. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker handklap vanmôre. Wat 'n voorreg is dit om vanmôre hier te kan wees nie. Baie welkom aan almal. Kyk gou na die persoon links en regs van jou en sê gee vir hulle 'n lekker high five. As jy alleen voor is, sit, draai agtertoe. Gee die persoon 'n high five. Sê dis lekker om jou hier te sien vanmôre. En ons gaan net vanmôre die Here se naam 'n bietjie loof en prys. En as jy nie die liedjies ken nie, moenie stres nie. Bid. Right, dis die geleentheid om te bid. Maar as jy die liedjie ken, worship saam, prys saam en kom ons word net heel bewus van die teenwoordigheid van die Here. Right, want die hele week is baie keer so besig dat ons nie altyd die tyd het om met God te spandeer. En kom ons gebruik nou die tyd om God te soek en om hom deel te maak van ons lewens. Want dis in hierdie dag, dis in hierdie tyd wat ons nou skep vir julle, waar die Here gaan werk, waar hy met elke liewe een van julle gaan praat. Amen. I see the King of glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin.
The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. I see a generation. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and see. We're on our knees, we're on our knees, singing Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart. Break my heart for what breaks yours, and everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Kom ons sing dit saam, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. You are worthy of it all. Kom ons sing saam. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kom ons sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 'Cause you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, And you deserve the glory. Kom ons sing saam, day and night. day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Yes, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Jesus. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night. Day and night, Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kom ons lig elke stem, lig erop. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. Kom ons sing net elke stem in hierdie plek. You are worthy of it all. Thank you, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. Kom ons proklameer dit vanmôre in hierdie kerk. That you are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus. For from you are all things. Kom ons, to you are all things. You deserve the glory. 'Cause you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. You are worthy of it all. Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Ek wil hier gebruik hierdie 2 minute net om met die Here te connect. Maak jou oë toe en begin dit met die Here te deel en sê Here, hier is my hart. Hierdie is wie ek is. En sê vir die Here, Here, hierdie is die goed wat my pla. Hierdie is die goed waarmee ek sukkel.
kom en change hierdie goed. Dankie Here. Dankie Here dat U die koning van konings is. Here, ons is niks sonder U nie. Here, ons is verlore sonder U, Here. Dankie vir die Heilige Gees in hierdie plek, Here. Dankie Here dat elke ketting gaan breek in hierdie plek, Here. Dankie Here dat ons beter hier gaan uitstap as wat ons hier ingestap het, Here. Dankie vir U grootheid. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U liefde. Dankie Here dat U 'n sondaar liefhet. En dankie Here dat U hulle vrymaak. En dankie dat U hulle kind noem. Daar waar jy is, kom ons sing nog eenmaal. You are worthy of it all. Maar wanneer jy dit sing, is dit nie net om saam te sing omdat jy in 'n kerk is nie, maar sing dit uit jou hart uit. Bedoel dit om te sê, Here, U is waardig van alles. Dankie Jesus dat ons U naam kan loof. Kom ons sing saam, you are worthy of it all. Net al die stemme. 'Cause you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kom ons proklameer dit nog eenmaal oor ons lewens. For you are worthy of it all. Thank you, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. Dankie Here, dat ons dit net kan proklameer vanmôre. That worthy are you of it all. Dankie Here dat U ons van vreemdeling na vriend toe vat, Here. Here, dat U ons by die naam geroep het en gesê het, jy is myne. Vra Here dat U elke persoon wat hier binne is vandag sal aanraak met U Gees. Hulle sal change met U Gees, Here. En dit wat die vyand oor hulle lewens beplan het, Here, kom breek ons af in Jesus naam. En ons sê dankie Vader, Here, vir dit wat U gedoen het en dit wat U nog gaan doen. Alle eer kom aan U toe en U alleen in Jesus se naam. En ons almal sê amen. Julle kan julle sitplekke neem. Goeiemôre julle. Dit is vir my baie lekker om te sien dat ons stoele nie heeltemal leeg is nou dat die vrouens vir ons so klein bietjie verlaat het nie. En ek is bly om te sien dat alhoewel ons 'n bus, 2 busse vol vrouens weggestuur het, ons nog steeds nuwe mense het. So ons wil baie welkom sê aan elke liewe persoon wat vandag kom besoek of vandag miskien wil deel raak van ons. Ons het 'n proses wat so klein bietjie anders werk as 'n ander kerk. Ons hou daarvan om julle te leer ken en ons hou daarvan om vir julle toe te rus met so klein bietjie meer inligting. So kan ek vra elke liewe persoon wat vandag of 'n besoeker is of julle eerste keer in die kerk is, sal julle net julle hand opsteek. Ons het mense wat vir julle 'n welkompakkie gaan gee. En in hierdie welkompakkie is daar 2 cappuccino vouchers wat julle volgende Sondag kan kry. Volgende Sondag is ons koffiemasjien weer aan die gang, ons koffiewinkel is weer aan die gang. So daar is dan iets en dan is daar 'n boekie in die binnekant van daai pakkie wat jou bietjie meer gaan verduidelik wat ons doen en hoe ons operate. Is dit net daai? Is daar nog enige iemand wat nuut is of besoek vandag? OK. Goed, baie dankie julle. Dan het ek 'n klein bietjie skrif, Openbaring 8 vers 1. En toe die 7de seël oopgemaak is, kom daar stilte in die hemel vir omtrent 'n halfuur lank. Met ander woorde, hier is baie minder vrouens vandag as wat hier gewoonlik is. Ons het 2 busse, ek dink 38 vrouens, Worthy Women toe gestuur hierdie naweek. Hulle het so 8:45
in hulle busse geklim, hulle is op pad terug, so hier is so 'n paar mans wat se vrouens nie vandag hier is nie. Dink maar saam aan hulle is op pad terug, hulle het 'n Greta Wit konferensie bygewoon gister, Worthy Women. Is vir ons regtig dankbaar om soveel vrouens te kon stuur en ons vertrou dat hulle gaan veilig terugkom vanmiddag. Dan kleuterkerk is gewoonlik by die skoolsaal in Sediba se skoolsaal, of in hulle speelarea, maar dit gaan nie vandag daar plaasvind nie, hulle is buitekant hier. Die reën het die doringbome so 'n bietjie rond gepluk en daar's dorings in die pad. So die kleuters is buite, maar die kinderkerk gaan nog steeds voort soos gewoonlik. Dan vanaand aan elke tiener of iemand wat 'n tiener ken. Ons het vanaand diens hierso. Ons gaan gesels oor 3 dinge. Teflon, soos 'n non-stick pan, Velcro en disipelskap. So as dit jou nuuskierig maak, asseblief kom, enige tiener welkom. As jy 'n tiener ken wat nie betrokke is by 'n jeug nie, asseblief stuur hulle na ons toe. Ons is al hier van so 5:30, 6:00 af. Ons maak net voor 8 klaar, so asseblief, hulle sal veilig wees, so sal nie hulle te veel boelie nie. Dan het ons nog 'n afkondiging, ontdekkingspad. So ontdekkingspad is 'n kursus, ek wil dit nie 'n kursus noem nie, maar dis 'n kursus wat ons aanbied vir al die nuwe ouens wat nie in ons gemeente is of nie ingeskakel het, waar ons dan bietjie meer verduidelik oor wat ons doen, wie ons is, wie's deel van die leierskapspan, ons raak so bietjie aan jou gawes en waar jy inpas en ons stel jou bietjie voor in die bedieninge wat ons het. So ontdekkingspad gaan in binne die eerste 2 weke van November begin. Indien jy belangstel, maak asseblief kontak met ons kerkkantoor. Julle gaan QR-code sien oral om ons, is om op die WhatsApp groep te wees. Op ons website self is Elzaan se nommer. Julle kan kontak maak met haar. Sy is ongelukkig nie hier vandag nie. Sy is op 'n bus op pad terug. Maar van volgende week Sondag af is sy weer hier. Asseblief maak kontak met haar. Dit kos niks. Dit gaan gewoonlik doen ons dit direk na die kerkdiens. Dit is so uur en 'n half op die meeste en ons verduidelik jou dan al die vrae antwoord ons, indien jy nuuskierig is ons hier dan om te help. Dan het Tannie Rita my gevra om net dankie te sê. Tannie Rita se man, oom Christo, hy is altyd hier agter, hy sit altyd agter daar in 'n rolstoel, was deur 'n regte moeilike tydperk die afgelope tyd. En sy wil net dankie sê aan almal wat 'n hand gedra het en almal wat bygedra het. Oom Christo is by die huis. Hy het 'n operasie gehad en hy is besig om te herstel. So sy sê baie dankie aan almal wat daar betrokke was. En dis my afkondigings. Soos wat ons bedien met die woord en bedien met sang, gee ons ook altyd die geleentheid om te bedien met ons finansies. Alles wat ons het, ons tyd, ons talente, ons sang, alles behoort aan God. Ons is nie die eienaars daarvan nie, ons kry die geleentheid om dit te bestuur. En God gee ons hierdie regte gawe, hierdie geleentheid, om selfs ons finansies vir hom te bestuur. 100% van ons finansies kry ons geleentheid om te bestuur. En in bediening daarmee kry ons die geleentheid en hy vra self slegs net 10% daarvan. So ons gaan 'n geleentheid skep vir jou, die manne gaan omskap met hulle mandjies, vir jou, en ek voel ek moet dit regtig op my hart neersit. Al gaan jy nie vandag kan gee nie, en al het jy nie iets om te gee nie, God sien jou raak. Party van ons gaan deur moeilike tye, en ek kan bevestig, ek het 'n besigheid, en ek het lank gesukkel oor die 10% ding oor 'n besigheid, is 'n 10% wins, is 'n 10% nie, netto, ek wat nie 'n salaris trek nie, maar uit my besigheid het salaris trek, hoe werk dit? God sien wat jy gee. Dit gaan nie oor wat jy gee nie, dit gaan oor met die hart, waarmee jy dit gee. So die mandjies gaan omhardloop, en dan het ons 'n baie goeie spreker vanmôre, wat vir ons bietjie gaan woord bedien. Dankie. Marse, is lekker stil hier vanmôre.
Asai, goeiemôre julle, weer eens van my kant af. Ons gaan vanmôre 'n bietjie na die woord gaan kyk en ons gaan fokus op een persoon se lewe vanmôre. Wie ken Josef? Josef. Okay, julle ken Josef. In die Ou Testament, daai Josef. Ja, die een van die 12 broers. Julle almal ken hom min of meer. Wie het al gehoor van hom? Wie het nog nie gehoor van hom nie? Great, ons bly jy is hier vanmôre. Okay, so ons begin hierso by Genesis 37 en dan sal ons beweeg tot Genesis 50. Ja, so as jy reg vir ons gaan ek grap, maak dit 'n grap. Ons gaan nie so lank gaan nie, maar ek wil net 'n bietjie vanmôre gesels oor sy lewe en ek wil dit net vir julle 'n bietjie wys waar het hierdie ou alles gegaan. En daai tyd was dit 'n bietjie rowwer geweest as wat dit vandag se dae is, van vandag se dae het Jesus vir jou ingetree. En jy het nie eens meer nodig om die helfte van die goed te doen nie, want Jesus het klaar alles betaal. Maar net om te wys hoe werk God in 'n ou se lewe en wat is die plan van 'n ou se lewe. So, die storie begin met waar Josef 17 jaar oud was. En met die wat hy 17 jaar oud was, het hy die skape gaan oppas saam met sy broers in die veld en die vee wat ook al daar was op daai stadium van hulle lewens. En terwyl hy so besig was om so te gaan, het hy elke keer as hy by die huis kom, dan het hy vir sy pa gaan vertel. Nou sy pa was Jakob geweest, so hy het elke keer vir hom gaan sê, hoor hierdie is wat vandag gebeur het, so die res van jou seuns het so 'n bietjie moeilikheid aangejaag, en dan sal die pa nou wees van, hoekom jaag julle moeilikheid aan, soos wat gaan aan? En dit het so gebeur dat Jakob, die woord sê Jakob was verskriklik lief vir Josef gewees. Hy was so lief vir hom gewees dat hy hom gekleed het met 'n kleurvolle kleed. En hierdie kleed wat hy vir hom gegee het, was 'n lang kleed, 'n lekker lang kleed. Hy sê lang moue gehad en alles. En weet jy wat het gebeur? Dit het veroorsaak dat daar jaloesie plaasvind onder die broers. En het gebeur so dat die jaloesie so erg raak dat hulle nie eens met hom kan praat nie. Want die oomblik as hulle hom sien, dan begin hierdie haat, hierdie wraak, al hierdie lelike goed by hulle opkom en hulle wil net ontslaa raak van hom. En so gebeur het dat hy toe begin drome kry. En in een van sy drome vertel hy vir sy broers, dis amper soos koring, hy sê, dis amper soos 'n koringgras, hooi tipe van 'n ding, en hy sê, hy sien hierdie goed in sy droom, en hy sien hoe sy goed daar is, en hulle goed daar is, maar hoe hulle goed buig voor sy goed. En hierso, dit is soos die cherry op die koek vir die broers. Daar's nie 'n manier, wat jy is jonger as ons almal, wat ons voor jou gaan buig nie. Daar's nie 'n manier nie. En weet jy wat gebeur? Het gebeur so erg dat hy nog 'n droom kry. En toe hy die tweede droom kry, toe gaan vertel hy dit vir sy pa, en sy pa bestraf hom toe. Want hy het 'n droom gekry oor die son en die maan en die sterre wat voor hom buig. En toe sê sy pa, maar verwag jy nou dat ek en jou ma voor jou moet buig? Hy is 17 jaar oud. En hy het hierdie drome gekry. En dit het die ander broers so kwaad gemaak, dat hulle besluit het, hulle gaan 'n plan maak met daai mannetjie. En weet jy wat gebeur? Hulle vat hom toe, en hy, hoe kan ek sê, hulle is in die veld en alles, maar hy was by die huis, en sy pa sê toe vir hom, gaan asseblief na jou broers toe, en gaan kyk wat doen hulle, en dan kom rapporteer jy terug, dat ek kan hoor 'n bietjie, wat vang hulle aan in die veld. En Josef sê, dis reg, hier gat hy met sy kleed, en die volgende oomblik kom hy by die plek waar hulle moes wees, en hier's niemand. Niks en niemand, en hy vra toe vir die mense wat daar is, hoor jy, het julle nie my broers gesien nie? Hulle sê, ja, hulle was hier, maar hulle het weer verder gegaan. En hy besluit, ja, okay, hy weet nie hoekom hulle verder gegaan het, en hier gat hy nou agter hulle aan. En soos wat hy agter hulle aan beweeg, sien hulle hom van ver af. En sy broers sit dadelik by mekaar, en hulle sê, kom ons maak hom dood. Alright? Kom ons gebruik hierdie geleentheid, en ons eindig sy lewe, en dan is hy nie meer 'n probleem vir ons nie.
En weet jy wat gebeur? Hy kom naby. En in hierdie tydperk wat hulle nou praat, wat gaan hulle nou presies met hom doen? Toe sê die een broer, kom ons maak hom liewers in die dood nie. Anders gaan sy bloed op ons hande wees. Hy sê, maar kom ons gooi hom in 'n put en los hom daar. En hulle vat hom toe en hulle, hoe kan ek sê, trek sy klere uit en alles en hulle gooi hom aan die put. En terwyl hulle hom in die put het, toe kom daar Ismaeliete wat besig is om te toer van een plek na 'n ander plek toe. En toe een van die mense by hulle kom, toe haal hulle om my, toe sê hulle, hoorie, wil jy nie dalk my 'n ou koopie? Ons het 'n man hierso vir jou. En hulle verkoop hom toe vir 20 stukkies silwer. En weet jy wat gebeur? Hy gaan van daar af gaan na Egipte toe. En toe hy in Egipte kom, toe word hy verkoop aan een van die hofdienaars van, laat ek net gou sy naam kry, Pilatus. Toe word hy verkoop aan hom. En dit word, en terwyl hy verkoop word, hy sê hierso, is Potifar. Josef is toe verkoop aan Potifar, 'n hofdienaar van Farao. Net die versie net daarna sê die volgende, en die Here was met Josef. Okay? So ek wil hier met goeie die prentjie sien. So hier is hierdie kind, hy is 17 jaar oud, en het gebeur dat hy eerstens van al sy goed afgeroof word, hy word in 'n put gegooi, en hy word verkoop. Vandag sal dit human trafficking wees, as jy dit nou so moet stel. En hy word gestuur na 'n plek toe, waar hy niemand ken nie, niks ken nie, so hy het sy familie en almal verloor. Alles wat hy gehaat het, het hy verloor op daai oomblik. Maar die beste van alles is die skrif sê net daarna, nadat hulle hom verkoop het, staan daar, maar die Here was met Josef. Nou is hy in Egipte, nou is hy deel van hierdie, ek moet net sy naam, Potifar, daar is hy, ek sukkel met die naam, maar Potifar is sy naam. En weet jy wat gebeur? Omdat die Here met hom was, alles wat aan hom gegee was geseënd. Luister mooi, alles wat aan hom toegereken was, op hom vertroue was geseënd. En dit het veroorsaak, dat daai ou toe vir hom sê, ek gee jou alles, beheer van alles wat in my huis is. Luister mooi, ek gee jou beheer van alles wat in my huis is, dis joune. Maak met dit en doen met dit soos wat jy goed dink, want die Here is met jou. En weet jy wat gebeur met daai ou se goed? Dis sy goed. Maar weet jy wat gebeur? Dit word uit die sokkies uitgebles. Hoekom? Want die Here was met Josef. As jy nou gaan verder kyk, tog dit is nou die einde. Hy het nou so bietjie sy voete gevind. Maar toe kom daar 'n vrou op die spel. En die vrou was toe die ou onder wie Josef was, sy vrou gewees. En weet jy wat kom doen sy? Elke keer as Josef en sy alleen is, dan kom sy na hom toe en sy sê vir hom, hoorie, wil jy nie dalk gemeenskap saam met my hê nie? En dan sê Josef, nee, ek weier. En so, die Bybel sê, en dit het so van dag tot dag aangegaan. As ek vandag daai vraag of daai voorbeeld moet maak, hoeveel man sal nie ingee nie? Ons het altyd so ding by die Bybelskool gesê, gewoonlik as 'n vrou voor jou staan, dan vergeet jy die Bybelverse. Dis regtig so. En weet jy wat gebeur? Die ou wat die skinker is, kry 'n droom van 'n wingerd met goedjies wat gebeur, en die bakker kry iets met brood wat gebeur, met goed wat gepik word, sulke goedjies. En Josef, omdat hy in die tronk is, sit toe daar en hy sê toe vir hulle, hierdie is wat jou droom beteken. Hy sê vir die ou wat die hoof van die skinkers is, hy sê vir hom, 3 dae, oor 3 dae gaan jy teruggestel word in die plek, en jy gaan geherstel word by die plek waar jy was. En wat was dit gewees? Hy was die skinker vir die farao. Hy sê in 3 dae gaan jy, hoe kan ek sê, gaan jy teruggestel word in jou amp, en jy gaan weer die farao bedien.
En die bakker luister toe na die en hy sê, "Jesus, die ou gee uitleg." En hy gaan toe om te hoor, maar wat sê jy van my droom? En hy sê vir hom presies, luister mooi, hy sê vir hom, 3 dae van nou af, gaan jy gehang word. En doodgemaak word. Dis wat jou droom beteken. Wie sal like om so 'n droom te hê? Niemand. Maar dis wat gebeur het. En jy weet wat, 3 dae daarna, wat hulle nou gesê die goed sou plaasgevind het, was dit Farao se verjaarsdag. En Farao het hierdie groot, massiewe partytjie, waar klomp mense bymekaar kom en waar dit 'n goeie en 'n lekker tyd is. En weet jy wat, hy roep toe in daai tydperk, roep hy toe die 2 manne, die hoof van die bakkerye en die hoof van die skinkers. En hy roep, laat hulle albei kom. En op daai selfde dag gebeur presies dit wat Josef hulle uitgelê het. Die skinker word geherstel in sy amp, maar die bakker word gehang daai dag. En weet jy wat? Voordat hulle geroep was, sê Josef vir die ou wat die skinker is. Hy sê, wanneer jy teruggaan, onthou van my asseblief. Onthou my net. Geef vir my 'n goeie woordjie by die Farao, dat hulle my kan uithaal, want ek is onskuldig, maar ek sit in die tronk. En weet jy wat gebeur? Toe hulle nou aangestel is, toe sê die skrif sê, toe vergeet die skinker van Josef. Weet jy wat gebeur toe? Toe moet hy vir 2 jaar in die tronk sit. Hy sê 'n volle 2 jaar het verbygegaan wat hy in die tronk gebly het. 2 jaar. En weet jy wat die beste van alles? Na 2 jaar, as jy in God glo, voel dit vir jou, waar is die Here? Waar is hy? Want die skrif sê, maar die Here was met Josef. Waar is die Here dan nou? 2 jaar later, waar is hy? Baie van ons sal moedeloos wees in daai tyd. Baie van ons sal dink, Here, U het my nie lief nie, want U sal nie hierdie goed met my laat gebeur nie. Maar luister mooi. Wat gebeur is, Farao kry 'n droom. En hierdie droom is van, almal ken die droom van die maarkoei en die lekker vet koeie. En toe die maarkoeie by die vet koeie kom, toe eet hulle almal op. Het julle al dit gesien? 'n Maarkoei wat 'n vet koei opeet. Ek dink jy sal skrik daai dag. En dieselfde met die waters wat gebeur het, die are. En niemand, hy Farao roep almal. Hy roep al die towenaars en almal wat hulle daar het, al die wyse ouens wat hulle in daai tydperk het. En hy sê vir hulle, asseblief lê vir my hierdie ding uit, dat ek dit kan verstaan. Want hierdie ding sit ongemaklik hier binne aan my. En die volgende oomblik kom dit so. En die ou wat die hoof is van die skinkers sê, ek moet bely. Ek was ongehoorsaam. Daar's 'n ou wat ek in die tronk ontmoet het, wat my droom uitgelê het, en presies dit wat hy uitgelê het gebeur. En weet jy wat sê Farao? Farao sê sonder om 2 keer te dink, sê Farao, gaan haal hom, bring hom. En so gebeur dit en hy vra toe en so kom Josef by Farao aan. Nou is hy al 'n rukkie in die tronk. En Farao vra vir hom, kan jy my droom uitlê? Hy sê nee, ek kan nie. Maar hy sê, maar God sal die betekenis gee van jou droom. Luister mooi. Hy sê, ek kan dit nie uitlê nie, maar God sal die betekenis gee van jou droom. En so gebeur dit, Farao vertel hom die droom, en dadelik sê Josef vir hom, hierdie is die betekenis, daar gaan 7 jaar wees, wat alles gaan oorvloed wees in Egipte, daar gaan meer as genoeg kos wees, daar gaan meer as genoeg water wees, daar gaan alles wees wat jy nodig het, maar daarna kom maar 7 jaar, waar het verskriklik droog en sleg gaan in Egipte land. En hy sê toe daar, gebruik hierdie tyd, om wat te doen?
om kos bymekaar te maak. So in hierdie 7 jaar van oorvloed, vat 'n gedeelte van daai goed en gaan steek dit weg, gaan sit dit weg, sodat wanneer dit kom wat ons niks oor het nie, dan kan ons dit verkoop aan die mense wat dit nodig het. Hoor jy wat gebeur? En weet jy wat gebeur? Farao sê, jy is waarlik 'n ou wat van die Here afkom. So ek stel jou aan oor alles. Luister mooi, die Here sê, ek stel jou aan vir hom, deur Farao, sê hy, ek stel vir jou, Josef, ek stel jou aan, om oor alles te heers, en om charge te vat van hierdie hele bedryf. Want die Here het dit vir jou gewys, die Here het vir jou geopenbaar, so vat dit en hardloop met dit. En so gebeur dit, goeie tye, lekker tye, en toe kom die slegte tye. En hierdie slegte tye, het al die mense se kos opgeraak. Daar was niks meer nie. Maar daar was by een plek in Egipte, was daar gewees. En mense reg oor die hele wêreld het gekom om by Egipte kos te kom koop. Omdat hulle gehoorsaam was. Eerstens. Hulle het geluister na God se stem. Hulle het geluister na die ding wat die Here gesê het, moet gebeur, het gebeur. En dit het so gebeur, dat Josef se familie, wat hom weggegooi het gekom die eendag, en toe kom hulle om kos te koop, en hy erken hulle toe so. Maar hulle het hom nie erken nie. En weet jy, dis maar wat enige broer sal doen, hy sal eers 'n bietjie sê, wie is julle? Julle is almal spioene. En hy vat so 'n bietjie, hy tart hulle so 'n bietjie, hy sê, nee, sekuriteit search gou vir hulle moet iets sê. Hulle is hier om hierdie land te verken. Hulle sê, nee, asseblief, ons is net hier om kos te koop, dis al. Ons is hier, ons het geld, ons wil net kos koop. Hy sê, nee, daar is nie 'n manierie, hulle is hier, hulle wil ons land vat. Nou sit hier die back and forth by die broers. Maar in die meantime lag hy eintlik die binnekant homself, wat hy weet, hy kry hulle nou terug. Soos lekker. En so gebeur het, dat hy toe vir hulle sê, julle word nou almal gevangene geneem. Dus al sy broers gevangene geneem. Toe sê hy, maar julle moet die jongste broer gaan haal. En as julle hom gaan haal het, dan sal ek julle vrylos, en dan sal ek vir julle kos gee. Jo, en weet jy, vir Jakob, vir 'n pa was dit 'n groot ding. Want daai pa het 2 van sy seuns al klaar verloor, as gevolg van die broers. Luister mooi, Jakob het 2 seuns verloor as gevolg van die broers. Nou wil hulle die enigste een wat nog jonk is, kom vat en Egipte land toe vat. En die pa het gesê, daar's nie 'n manier oor my dooie liggaam sal ek dit toelaat nie. Daar's nie 'n manier nie. Want net nou gaan hy ook dood. En so gebeur dit, die hele verhaal gebeur so, dat hulle toe eventually oorgaan, maar toe hulle gaan, toe trek hulle die hele Israel gedeelte, want Jakob se tweede naam wat genoem was Israel. En toe word daai hele familie getrek van daai land waar hulle was, tot by Egipte. En as ons die hele storie so uitzoom, dan sien ons, waar hy eerstens in 'n put gegooi was, verkoop was, as 'n slaaf gewerk het, in die tronk gegooi is, en nadat hy in die tronk gegooi is, toe word 'n tweede bevel aangestel oor die hele Egipte. Alright? En toe daarna, toe gebeur dit so, dat die land waar hy is, in Egipte, toe hy sy broers en almal laat kom, toe gaan hy na Farao toe, toe sê hy, Farao, my hele familie is hierso. Weet jy wat sê Farao? Farao sê, gee vir hulle die beste grond wat jy kan kry. Hoekom? Want God het gesê vir Abraham, jou geslag sal ek seën. Alright? Vir Abraham, Isak en Jakob. Korrek? En weet jy wat het God kom doen? God het hierdie slegte goed wat met Josef gebeur het, God het dit gebruik, sodat Jakob se geslag nie hoef dood te gaan nie. Want as Josef nie daar was nie, sou hulle gesterf het as gevolg van die hongersnood. Maar as gevolg van dit wat plaasgevind het, as gevolg van Josef, wat al die slegte goed mee gebeur het,
kon sy generasie en sy familie gered word en die beste dele kon kry in 'n vreemde land. Want hoekom? Want God was met Josef. Hierdie hele tydperk, wil ek jy moet sien, was God die hele liewe tyd, was hy saam met Josef gewees. Hy het hom nie een keer verlaat nie. Elke keer as iets in Josef se hand gegee was, dan was dit geseën, baie meer as wat dit was voorheen. Hoekom? Want die Here was met Josef. Ek het nou my hele storie afgehandel. Ek wil vandag, hoe bring ek dit nou na ons toe vandag se dag? Ek wil eers vir jou sê, ons almal weet, moeilike tye is glad nie lekker nie, en is ook nie maklik nie. Reg? Niemand hou van 'n moeilike tyd nie, maar almal hou van 'n goeie tyd. Maar daar's 'n skrifgie wat ons altyd vergeet. Daar's 'n skrif wat sê, hy sê, laat ek hom net hierso lees, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Korrek? Amen? Die skrif wat ek vir julle wil gee is Sagaria 4 vers 6. Hy sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Hier is die skrif wat ons op gaan konsentreer. Hy sê, Sagaria 4 vers 6, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. In daai 2 jaar wat Josef in die tronk gesit het, die tye wat hy vals accused was God saam met hom. Hy was saam met hom. Hy het beweeg waar hy beweeg het. En ek wil vandag vir jou vra, jy sit dalk vas in sekere goedjies in jou lewe. En jy voel dat God nie daar is nie. Jy voel soms dat God jou verlaat. Maar ek wil vandag vir jou sê, God sal jou nooit verlaat nie. Dis ons wat hom verlaat. Ok? Kan ek vir julle getuienis vertel, wat in my lewe gebeur het in 2022. So in 2022 gaan ek op uitreik, en ek is daar in Ethiopië, en ons is daar in 'n klein dorpie, Jima. En in hierdie dorpie, die dorpie is 85% moslim, en ons gaan bid daarso. En ons gaan staan op die hoeke van die strate, en ons begin die woord van die Here te vertel, en ons vertel ook die mense wat Jesus vir ons kom doen het. En terwyl ons besig is, toe kom daar van die hoofouens, wat nou net uit 'n vergadering uitgekom het, en hulle sê vir ons moet seker maak, ons kom nou by die kerk. Ons sê toe vir hulle, okay, is reg, en ons begin toe dadelik haastig stap om by die kerk uit te kom, en toe ons by die kerk kom, ons het net by die kerk ingestap, toe stop die hele weermag van Ethiopië daar. En hulle wou ons almal toesluit, omdat ons besig was om die evangelie te verkondig. En so gebeur het, ons bid in daai tydperk, hulle 2 van ons mense het hulle gevat, en hulle het basically ontvoer, daai wat jy op die movie sien, wat hulle die persoon oor die bike gooi, en dan is daar 2 wat hom vashou op die bike, en dan ry hulle met hom, presies dit. Net gevat en gery. En ons bid vir 'n hele uur, en ons vra die Here, dat die Here hulle net moet veilig hou, hulle moet beskerm, en hulle seën waar hulle is. En weet jy wat, die volgende oomblik, na daai uur, toe stap hulle in die kerk in. Nie so 'n bietjie seer gekry nie, niks sien, hulle het hulle net gelos. En 2 dae daarna, toe gaan ons om koffie te drink, maar ons het video's gemaak van hoe die plekke lyk, en ons het woord ook bedien van wat tans aan daai dorpe aangaan. En terwyl ons dit doen, kry ek net hierdie gevoel, ons moet nou die kameras bære. En ek sê toe vir die span wat saam met my is, ek sê toe vir hulle, ek ervaar, kom ons bære nou al ons toerusting, en kom ons gaan drink net koffie vir 'n rukkie. En ons het gaan sit, en hulle het vir ons koffie aangebied, en toe ons die koffie vat, en ons die koffie drink, toe kom daar 2 ouens daar aan, en hulle vra toe, wie is ons? Wat soek ons hierso? En dadelik gee daai ou een oproep, en die volgende oomblik, toe is hulle 40 ouens,
wat om ons staan en hulle druk op, hulle soek ons paspoorte. Wat soek ons hier in hulle dorp? En die grootste probleem wat ons gehad het, is die ou wat ons rondgery het, verstaan niks Engelsie, niks. Alright? En het help jy verduidelik vir my, want ek kyk jou net so aan, verstaan, niks. En nou, hoe meer as vir die ou verduidelik, hy moet ry, hoe minder is hy van, okay, dit is die, okay. Maar hy wil nie die ding start en ry nie. Dit is later al so, dat ons hom wil gryp, agter in die karretjie sit en self wil ry, net dat ons kan wegkom, want al die ouens is net hier buite die karretjie. En toe hy die karretjie start, toe kom die een ou en hy gryp die sleutels, en daar vat hulle ons tronk toe. Klaar, nog op en afie. Die hele liewe tyd sê ek vir hulle, as julle ons paspoorte wil hê, vat ons hotel toe, daar sal ek die goed vir julle gee. En ons kom daar in die tronk, en ons word opgesluit, en dit gebeur so dat die Here ons 'n geleentheid gee, om al ons equipment wat ons gehad het, te kan gee vir iemand anders, wat saam met ons was, want hulle het ons kom besoek in die selle, en ons gee toe al ons bagasie met die camera equipment vir hulle, en so gebeur het dat, nou moet ons sit in die tronk, ons is hierso, weet jy wat doen ons toe? Kan ek julle sê wat doen ons toe? Toe begin ons bedien in die selle, want ons kan nou nergens heen gaan nie, ons moet nou hier sit tot hulle ons eendag roep, en ons begin toe preek en bedien in die selle, hulle kan niks aan ons maak in die selle nie, want ons is nou klaar in die selle, so dis die voordeel, en weet jy wat gebeur, terwyl ons in die selle is, kom die sekuriteite na ons toe, en die sekuriteite bring vir ons kos, hulle bring vir ons koffie, gewoonlik moet ons betaal vir die goed, hulle gee dit gratis, verstaan, die actual kos wat jy buite, wat lekker is, wat jy moet gaan koop, hulle vra vir ons, wat wil ons hê, hulle sal vir ons reël, en ons sit daar en ons kry guns, by die sekuriteite, en ons kry soveel guns, dat ons met die Chinese kan praat, ons kan met Ethiopiërs praat, ons kan met almal praat, wat in daai omgewing is, oor Jesus, ons kon tot met die sekuriteite praat oor Jesus. En toe die tyd kom wat die sekuriteit of die hoofou van die selle ons wil sien, toe sê hy roep hy ons in sy kantoor in, en hy sê maar, hulle sê ons is soos rapporters. En ons het gekom om video's en goed te neem en alles, en hy sê maar, hulle sê al ons goed is in my sak, want ek het my sak gehou, maar die ander camera equipment was in die ander sakke. En weet jy wat het gebeur, so dat hulle vra vir ons paspoorte, en daar besluit ek ook, daar sal ek het gee, want dit is die hoof van die selle, en ek gee die paspoort, en hulle sê, ja, maar hulle wil kyk in my tas vir die kameras, en toe ek die sak oopmaak, toe sal niks daar binne nie, toe laat hulle ons gaan. As ons die kameras gehou het, dan sal ons nou nog 10 seker daar gewees het. So die Here gee vir jou 'n oomblik, as die Here vir jou sê, maak nie saak waar jy is nie, as die Here vir jou sê, gaan hierdie kant toe, of doen die ding, luister maar, want dit was so, 'n splitsekonde wat ons gehad het, om ons tasse te kon gee, deur die selle, vir die mense wat saam met ons is, en hulle kon uitgaan met die tasse. En die Here skep 'n geleentheid vir jou, al is jy in 'n tronk, is jy altyd lekker om in 'n tronk te sit nie, is jy lekker om daar te wees nie, maar die Here skep vir jou 'n geleentheid, om 'n verskil te kan gaan maak, maak nie saak waar jy is nie, en dit sal altyd goed gaan met jou, al vind jy jouself op die laagste of op die swakste plekke, wil ek jy moet besef, deur jou eie krag gaan jy dit nooit kan doen nie, want dit vir ons, soos vir my en my vriende, dit gelyk soos 'n ek weet nou nie 'n ander woord nie, maar dit gelyk soos 'n shanty, die selle, want dit is soos jy trap net die singplaat af en dan gaat jy in die straat, maar die probleem is, jy is die enigste wit mense daar, en hulle het AK-47's in die strate, verstaan? So, jy kan nie net hardloop nie, maar gebruik die tyd wat jy het, om te invest in iemand wat nog nooit die evangelie gehoor het nie, dat daai persoon 'n kans kan kry, want deur daai persoon se bekering, deur daai persoon wat sy lewe vir God draai,
gaan God jou beloon eendag daarvoor. Hoekom? Want jy is besig om die werk vir hom te doen. Maar ek wil terugkom na die skrif wat sê, nie deur jou eie krag nie. Nie deur goed wat ons dink nie, maar deur die gees van die Here sal jy alles oorkom. Terwyl ek besig was om voor te berei vir hierdie ding, toe soek ons graag, jy wil mos altyd 'n naam hê om hierdie hele ding op te som. Dis waaroor ons praat vandag, 'n titel. En ek stuur 'n boodskap en ek sê, ons storie vir God se glorie. En dit som vir my basies hierdie hele lewe van Josef op. God wil jou storie gebruik vir sy glorie. Maar hy kan dit net gebruik as jy ophou jou eie krag te gebruik. En as jy toelaat, laat sy gees jou lei. So God wil jou storie, maak nie saak asof jy deur die slegste ding was nie. Maak nie saak of jy 'n moordenaar was nie. Maak nie saak of jy iets kleins gesteel het nie. Maak nie saak of jy nog nooit gesondig het of ietsie. Maar God, daar's 'n storie wat jy het, wat jy moet gaan vertel, wat God in jou lewe gedoen het, wat ander mense gaan help om by hom uit te kom. God wil jou gebruik vanmôre. En God wil met jou 'n afspraak maak hierdie week. Ons moet leer om te vertrou op die Heilige Gees. En wanneer ons leer om te vertrou op die Heilige Gees, dan gaan jy sien hoe die Here vir jou deure gaan oopbreek en deure gaan oopmaak. Want daar's nie een persoon wat ek ken wat die Here aangeraak het en dieselfde gebly het nie. Luister mooi. Wat die Here aangeraak het en nooit dieselfde gebly het nie. Die geloof wat ons leef is baie keer soos om boog te skiet. Wat bedoel ek met dit? As God jou wil gebruik om verder te gaan in hierdie lewe, moet jy bereid wees om teruggetrek te word. Luister mooi. Die geloof is baie keer soos 'n boog. As God jou daar ver wil hê, moet jy bereid wees om 'n bietjie terug te kom. Want hoe verder jy teruggaan, hoe verder gaan jy deurgeskiet kan word. En hoe verder gaan jy kan uitstyg vir die koning van konings. So soms vind jy jouself in 'n slegte posisie, maar moet net nie ophou vertrou op die Here nie. Want hy sal vir jou 'n wy maak. Gee oor aan hom. Nie deur ons eie krag nie, maar net deur die Gees van die Here kan ons alles doen. Kom ons sluit die oë. Here, ek wil vir U dankie sê vir hierdie geleentheid. Here, vanmôre kom lê ons net alles af. Here, alles wat ons deur ons eie kragte probeer doen het. En ons vra Vader, Here, dat U Gees sal kom werk in ons lewens. Ek bid dat U vanmôre by elke persoon, Here, sal stil staan en laat U Heilige Gees hulle sal aanraak in hierdie week, Vader. Here, laat hulle storie vir U glorie sal gaan, Here. En Here, laat hulle soos daai boog sal wees, wat sal ver uitstyg bo die ander, Here. Want hulle is bereid om gehoorsaam te wees aan U stem. Help ons om te verstaan wat U plan is. Maar help ons ook in die tye wat ons nie verstaan nie, om vas te hou aan U. In die naam van Jesus Christus. Amen.